Goeiemôre en weer eens baie welkom saam met ons. Baie dankie vir die geleentheid dat ek weer vanoggend saam met julle kan wees hier by die gemeente en gelukkige Vadersdag, besondere dag aan al die paas. Baie dankie, al die harde werk, alles wat julle insit, die voorbeeld, die lewe wat julle leef. En vandag se boodskap gaan baie aanraak en ek glo baie help vir baie paas, baie vaders wat hier is. So baie dankie aan almal ook hier by die gemeente wat alles so mooi hardloop. Al die vaders ook van die kerk wat kyk na dinge en bestuur en goed toepas en alles. So, baie dankie. Kom ons begin sommer dadelik. So 2 weke terug het Morney gepraat oor die invloed van die geesteswêreld. Jesus of God die Vader wat ons banier is en ons gaan met sy gesag en ons leef in sy oorwinning. En deel van sy preek het hy Exodus 17 aangehaal en net so vinnig genoem van waar Moses bid, Moses se hande in die lug en dan oorwin die volk. En as sy hande sak, dan verloor die volk. En toe hy daai gedeelte preek en oor praat, toe gebeur daar net iets in my hart. Dit is net soos asof daai skrifte uit my uitspring en met my praat en ek het amper, ek het net die preek gestop nie, ek het klaar geluister, maar toe ek klaar geluister het, toe is ek dadelik na my Bybel toe en ek gaan lees hy Exodus 17 verhaal oor en oor. Vir die laaste 2-3 weke, ek kan nie sê hoeveel keer het ek hy verhaal weer oorgelees, want iets het gebeur in my hart van, hoor mooi, die invloed wat die geesteswêreld op die alledaagse lewe het. Want ons sê ons glo dit, maar ons glo dit nie regtig. ons sê die Here is gees en God is gees en gees bo oor alles en gees is die grootste realiteit, maar eintlik dink ons die grootste realiteit is my bankbalans, my probleme, my issues, my fights, my krisisse, die nou, die werk, dit die reg voor my is my grootste realiteit. En die geesteswêreld is so 'n bietjie weird, nee, is so 'n bietjie spiritual stuff. En dan sê ons, pastore, geestelike mense, hulle kan maar aan daai geesgoedjies werk. Kom aan mense, daai geesdingetjies, daai geesgoedjies, nee, dit is belangrik, eendag gaan ons hemel toe, geesgoedjies is belangrik, maar ek, en kom ons praat Vadersdag, paas, vaders, ons doen die real stuff, ons betaal die rekening, ons gaan werk toe, ons fight, ons is die real manne, die regte sterk manne, die gees goed, so 'n bietjie airy-fairy. Nou daai storie van Moses en die hande en die oorlog en die wen, daai storie het my losgemaak van, wow, die impak van die geesteswêreld op die alledaagse lewe. So kom ons gaan lees dit saam en ek glo en vertrou dat die boodskap gaan jou baie help. Kom, Exodus 17 vanaf vers 8 af. Hy sê, daarop het Amalek gekom om teen Israel by Raphidim te veg. Nou net vandag, dis fisies. Hulle kom, vyand kom, hulle kom maak teen ons oorlog. En Moses het aan Josua gesê, kies vir ons manne en trek uit, veg teen Amalek. Môre sal ek op die top van 'n heuwel staan met die staf van God in my hand. En Josua het gedoen soos Moses aan hom gesê het, om te veg teen Amalek. Maar Moses, Aaron en Hur, het op die top van die heuwel geklim. En telkens, as Moses sy hand ophou, was Israel die sterkste. Maar as sy hand laat sak, was Amalek die sterkste. Maar die hande van Moses het swaar geword. Daarom het hulle 'n klip geneem en dit onder hom neergelê, dat hy daarop kon sit. En Aaron en Hur het sy hande ondersteun, die een aan die diskant en die een aan die ander kant. So het hy sy hande dan vasgebly tot son onder. En Josua en Amalek en sy volk met die skerpte van die swaard in neerlaag toegebring. Toe sê die Here vir Moses, skrywe dit as 'n aandenking in 'n boek en prent dit by Josua in, dat ek die gedagtes van Amalek onder die hemel heeltemal sal uitdelg. En Moses het 'n altaar gebou en dit genoem, die Here is my banier. Nou, daai laaste woorde, ons bou altare, né? Laasweek, dis die hand van die Here
wat die oorwinning bring. Nee, ons het laasweek 'n wonderlike tyd gehad, wonderlike belewenis, die heel week in my stilte tyd, die hand van die Here bring die oorwinning, die hand van die Here maak die verskil, dis die hand van die Here, en hy bou die altaar, en daar waar hy die altaar bou, onthou hoe moet hy altaar bou, die 7de hand, die weet hy dat dit was die Here wat my banier is, wat hierdie oorwinning behaal het. Maar kom ons praat oor hierdie beginsel, want dit is 'n lekker oorlogstorie, en dit is 'n fight storie, en dit is 'n manne storie, maar hier is hierdie angle van Moses, wat bo op die berg gaan staan, met die staf wat die Here hom gegee het, en as hy hande in die lug hou, dan wen hulle, en as hy sy hande laat sak, dan verloor hulle. Joh, hier het my laat dink, kom ons praat daaroor, die Moses is die vaderfiguur, die Moses is die belangrike persoon, die leier, kan ons maar sê in hierdie geval, en wat was sy rol? Sy rol was gebed, intersessie. Sy rol was, gaan op 'n hoë plek. Nou reg deur die Bybel, sodra iemand op 'n hoë plek opgaan om hoogte te kry, het dit gepraat van geestelik. Al die offerplekke was op die hoë plek, die altare was op 'n hoë plek, die berg van die Here 'n hoë plek. So Moses sê vir Josua, ek gaan bid en jy gaan fight. Nee, nou, daar kan verstaan word, op hierdie stadium is Moses al redelik baie oud, ek weet nie presies nie, 100 plus jaar oud, nee, is redelik oud, so hy kon nie beklei nie. Aaron was ouer as Moses, het was eintlik Moses se ouer boetie, Aaron, so hy was nog ouer, so hy kon ook nie beklei nie, maar hy kon bid. En nou hier kom dit in, die geestelike krag op die alledaagse. Ek wens so, ons kan dit wat hier gebeur het, prakties elke dag in ons lewe sien, dat die impak wat my geestelike lewe het op my werk, op my sukses by die werk, op my huwelik, op my kinderopvoeding, op my liggaam, ek wens ons kon die impak van die hand van die Here, die geestelike werk van God, die geestelike gehoorsaamheid van my en jou, so vinnig direk sien op ons alledagse lewe, soos wat hier gebeur het. Hoor wat sê die Bybel? Die Bybel sê, as hy sy hande laat sak, dan verloor hulle. As hy sy hande optel, dan wen hulle. As hy sy hande laat sak, verloor hulle. Ek wens ons kon so 'n prentjie kry. As jy bid, dan kom die kontrakte nader. As jy ophou bid, dan loop die sukses weg. As jy bid, dan kom die goeie verhoudings in jou lewe, dan kom die goeie genesing in jou lewe, dan maak jou kinders goeie besluite, dan geniet jy die vrede in die lewe. As jy bid, dan kom die vrede van die Here in jou lewe. As jy ophou bid en begin flesh en sondig en negatief en kwaad word en moan en groan in die vlees en al hoe harder en leliker beklei, dan gaan die vrede al hoe verder van jou weg. Dan kom die vyand en wen weer in jou lewe. Jou kinders maak dom besluite, jou huwelik, jou finansies, die kontrakte kom nie deur nie, die deals werk. Mens, hoor jy wat sou dit nie lekker wees? As ons so duidelike prentjie kon kry van die hoë plekke af, oor wat gebeur nie. Hierdie het my mind geblaas van, ek en jy glo, gees het 'n impak. Maar ons glo dit nie regtig nie. Nou, hoekom sê ek so? As ons dit geglo het, sou ons meer gebid het. Hoor jy dit? As ons regtig geglo het, dat my geestelike gehoorsaamheid aan God kan sukses bring in die alledagse lewe, sou ons baie meer gebid het. Maar wat dink ons? Gebed is vir die fanatiese, gebed is vir die ou wat nog ekstra tyd het vir oggend om gou 'n skietgebedjie op sê, Here, ek wil ook bid vandag. Dis belangrik, ons moet bid vandag. Nee, skielik gou bid vandag, nee. Nee, as jy regtig geglo het, dat hierdie storie van Moses, en ek dink net gou mooi, op die einde sê die Here vir Moses, skryf hierdie storie neer, sodat Josua dit vir altyd sal onthou. Dat ja, hy het beklei en hy het hard gewerk, maar die oorwinning het gekom van ophande of afhande. Jy sien, die oorwinning kom van sing en aanbid in die kerk of nie sing en aanbid in die kerk. Die oorwinning kom vir in die oggend stilte tyd hou voor die Here of nie stilte tyd. Hy moes opgaan met die staf van die Here. Baie mense sê hy het nie sy 2 hande in die lug gehou nie. Baie mense sê hy het sy staf in die lug opgehou. Sy staf is sy gawes vir die Here, sy gifting van die Here, sy gehoorsaamheid aan die Here, sy offer aan die Here. Mense, hierdie storie blaas my kop weg van, glo ons regtig dat my geestelike lewe het 'n groter
impak op my alledagse lewe as enigiets anderster. Hoor mooi wat ek sê. Die belangrikste was Moses. Nee, wat sê ons is die belangrikste? Nee, werk is die belangrikste. Baas toe gaan, opdrag by die baas, al hierdie goed is, die fisiese wêreld is die, geestelike so, jy weet, so airy-fairy. Dis so, ek kan nie regtig sien nie, ek kan nie regtig bepaal nie. Groei ek geestelik, groei ek nie, bid ek genoeg, bid ek nie genoeg, praat ek met die, praat ek nie. Kom ons wees eerlik, dis moeilik. En hier sien ons, Moses wys vir ons, die geestelike lewe het direkte impak. Ek wens ons kon dit so duidelik sien. Hier's nog iets wat vir my baie skrikwekkend in die storie is. As hy sy hande laat sak, verloor hulle. Ons het nou raak gesien, maar dit beteken iets van, as ek ophou bid, verloor ek. En ek is baie, my lewe, in die oggend hou ek stilte tyd, ek's ernstig met die Here, ek praat met die Here, maar ek kan dit nou maar sê, dan kind of hou ek nou op bid, en hou ek nou op Bybel lees, en nou gaan ek kantoor toe, en nou sit ek die rekenaar aan, en nou begin ek werk. Ek het volgens my stilte tyd gehou, boksticks, well done, beautiful, ek's lief vir liewe Jesus, maar nou werk ek. Hierdie storie sê half, as jy nou begin werk, in volle brein werkmode gaan, begin jy verloor. Moeder Teresa het iets geleer van prayer on the go. Moeder Teresa het gesê, 'n non moet nooit ophou bid nie. Ja, ons hou ons stilte tyd in die tempel en die kerk of in die klooster of waar ek gebly het, en dan as hulle uitgaan en met armes gaan werk, dan doen jy dit biddend. Jy bly biddend. Want as jy ophou bid, dan kom die duiwel en die vlees baie nader. So hierdie was vir my challenging van, hoorie, ek is Moses op die berg wat stilte tyd toe, maar dan is ek ook Moses in die werk. Hoor jy dit? Ek is ook Moses by die werk. Ja, ek's voor my rekenaar, maar ek's biddend. Ja, ek antwoord die foon, maar ek's biddend. Ja, ek ontmoet kliënte, maar ek's biddend. Ja, ek praat met kinders, my vrou, wat ook al die stories in my lewe, maar ek doen dit biddend, want as ek ophou bid, verloor ek. Kom ons stop gou daar. Verloor jy? Voel dit vir jou jy verloor? Voel dit vir jou pa, jy verloor? Voel dit vir jou jy werk jy dood? Voel dit vir jou jy kom nie voor nie? Voel dit vir jou dis een groot oorlog gestoei? Nee, wat het Genesis gesê? In die sweet van ons aangesig sal ons brood verdien. Kom aan pa, voel dit vir jou so? Dalk is dit dat jy nie aanhou bid nie. Dalk sê vir my Andries, maar ek hou elke oggend stilte tyd. Well done, keep it going. En as jy maar deur die dag, 10 uur begin ek verloor, 11 uur verloor ek, 12 uur, 1 uur, 2 uur, is ek so kwaad en opgestres, of wat ook al, en 5 uur is ek vloek en skel, ek verloor. Dalk is dit omdat jy net bietjie bid, en dan begin jou hande sak. Sê, maak hierdie prentjie vir jou duidelik. Jy moet aanhou bid. Jy moet regdeur bid, jy moet dit bidden doen, alles wat jy doen. Maar kom ons praat oor Josua, want dit is ook in die storie, en dit is werklik. Wie is Josua? Hy is 'n getroue, harde werker. Hy's nie lui nie. Mens werk is hard, en ek wil vir alle pa sê, well done, baie dankie. Ek wil vir alle ma sê, ek wil vir alle enkel ma sê, well done, harde werk. Goed gedoen, almal wat bydra. Dis hard, mense, oorlog. Hoor wat die storie, dis 'n oorlog. Daar's Amalek wat teen jou kom. Wat gebeur in 'n oorlog? Mense gaan dood. Ons het nou hier in Amerika refugees wat ingekom het van Suid-Afrika af. Ons het nou al 2 wat hartaanval gekry het. Wat hier dood is. Ons het 2 boere wat inkom van Suid-Afrika wat hier kom werk, wat hier oorlede is. Boere, jong manne op plase. Mens, oorlog is hard. Werk is hard. En ons sien dit raak. Josua, elke Josua, jy's 'n Josua, ons almal is Josua. Hoor mooi, ons is almal Moses, maar ons is ook almal Josua. En ja, jy moet alles bidden doen, maar jy moet ook gaan werk. Jy kan nie net bo op die berg bly en bid nie. En ons dink baie pastore moet net bo op die berg bly en bid. Dalk sou dit goed gewees het as ek dit gedoen het, maar ek's ook 'n Josua. Ek werk ook. En ek is betrokke in community en mense en lewens en plekke en volunteer en armoede en welsyn en werk ook. So mens, ek weet Josua is hard, Josua is rof, maar Josua se sukses het nie gekom van Josua se skills af nie. Ja, hy moes werk aan sy skills. Ja, hy moes leer hoe om 'n swaard te veg. Ja, hy moes leer 'n spies en 'n boog en 'n skild en al die goed. Ja, skill is belangrik, maar waar was Josua se sukses? By Moses, wat bid.
wat omdra in gebed, wat alles deur gebed doen. Ek het al baie, en hierdie sê ek nie ligtelik nie, baie keer Lewensentrum se sukses, het baie mense my al applaus gegee en sê, wow, baie mooi, bla bla bla. Dan sê ek, is my ma, my ouma se gebede. Dis baie gebede van baie ander mense, dis gebede van mans en vrouens in die kerk, wat ek nie eers ken nie, wat bid vir Lewensentrum. Hoor jy, die sukses is nie altyd die Josua wat die oorlog wen nie. Die sukses is die Moses wat jy nie sien altyd nie. Mans, vrouens, hoor mooi. Jou kinders se sukses is nie, hy kry 'n kontrak om 'n springbok te word nie. Jou kind se sukses is wat jy bid, is jou geestelike lewe. Geestelike lewe het 'n groter impak as die fisiese lewe. So dis Moses, en dan is daar nog 2 ouens in die storie. Aaron en Hur. Nou, hoor gou mooi. Moses het 'n keuse. Ons het 'n fight teen Amalek. Dis harde werk. Waartoe stuur ek reinforcements? Stuur hulle werksplek toe. Kom, ons het werkers nodig. Ons het fighters in die voorgrond nodig. Nee, waartoe vat Moses sy 2 mees betroubare mense, 2 mees betroubare vriende waartoe hulle kan vat? Gebedsplek toe. Mense, ek hoop jy hoor wat ek sê. Gebed is belangriker as werk. Jy sê vir my, Andries, maar my rekening moet betaal word. Andries, as ek nie gaan werk nie, wie gaan my huis payment? Andries, as ek nie gaan werk, jy gaan my baas, ek hoor jy moet bidend werk toe gaan. Maar hoor nou, as jy vriende kies, moenie vriende kies wat jou kan help met geld, en werk, en besigheid, en 'n kar, en dit, kies vriende wat jou kan help bid. Yes, mense, hier het hard my gepraat. Kies vriende wat die regte fight kan fight. Kies vriende wat jou arms omhoog kan hou, wat saam, en kan ek sê, en wees so vriend. Ja, partykeer is R100 meer werd as 'n skietgebedjie, want jy is nou honger. Maar kom ek sê vir jou, as jy daai R100 kan gee met 'n skietgebedjie, kan daai R100 R1000 word. En daai R1000 kan 10.000, en daai 10.000 kan 'n man se hele lewe verander. Moet nooit die krag van gebed onderskat nie. Baas, moenie sê, my vrou bid ons in die hemel in nie. Word 'n Moses wat bid. Word 'n Josua wat hard werk. Maar word ook 'n Aaron en 'n Hur wat 'n vriend is, wat kan bid saam met vriende. Ons het 'n baie goeie mannebediening hier by die kerk, en hulle kom by mekaar in selgroepe, en hulle doen verskillende projekte en welsyn, en is beautiful, is pragtig. Word deel van 'n mannegroep wat bid. Word deel van 'n mannegroep wat die regte oorlog fight, en die regte oorlog wen, en die regte fights in die lewe oorkom. Mens, ek hoop dit maak vir jou sin. Jy moet 'n Moses wees, jy moet 'n Josua wees, en jy moet 'n Aaron en 'n Hur wees. Jy sê vir my, Andries, hierdie preek moet my bless, jy gee net vir my nog werk. Jy maak dit nog net moeiliker en nog swaarder vir my, en dis nie die doel nie, maar jy moet dit hoor. Want ek wil hê jy moet wen in die lewe. Dalk sê vir my, moenie vir my nog iets gee nie, ek's klaar moeg. Die rede waarom jy moeg is jy fight teen Amalek in jou eie krag. Jy fight, en jy werk hard, en jy's daar, en jy probeer jou bes, en jy wil by die skool betrokke in rugby afrig, en jy wil hier wees, en jy wil, billetjie rugby, en jy's by jou kinders, en jy's by jou kleinkinders, en jy's oral, en jy's moeg. Hoor gou mooi, die belangrikste fight is wat gebeur tussen jou en die Here. Wat praat jy oor daai kleinkind as jy saam met hom billetjie rugby speel? Hoe profeteer jy in jou gedagtes en jou hart oor hom? Hoe praat jy? Waartoe gaan die Here hom vat? Wat gaan die Here met hom doen? Mens, geestelik is belangriker as fisies. Geestelik is die krag van die alledaags. Ek hoop jy hoor dit. Ek sê weer, 2 weke terug, 3 weke terug, toe hierdie woorde van Morney gesê word, toe klik ek dit, manne, ons moet hoor, die belangrikste is geestelik. Jy veg jou dood teen Amalek, en jy kom nooit voor nie, want daar's nie iemand wat die hande ophou nie. Daar's nie iemand wat eers te bid nie. Daar's niemand wat fight nie. Net 'n baie private story. Ons het hier 'n man in ons kerk, baie lief vir ons, Oom Eddie, kan sy naam noem. Oom Eddie,
daai oom, hy bid vir my by die naam. Hy bid vir my hardop by die naam, partykeer in hierdie kerkgebou. En die van julle wat die geskiedenis ken, oom Eddie moes weens omstandighede 'n paar jaar terug na 'n ander gemeente toe gaan. En hy het great gedoen daar, great gaan dien en serve en pragtig hy kerk gedien. Maar toe sy tyd daar klaar kom, toe bel hy my. En hy sê vir my, Andries, daar's net een plek waar ek wil wees. Ek wil terugkom, lewensentrum toe. En ek en hy het hierdie gesprek en hy sê vir my, want ek bid vir jou nog non-stop by die naam. Mense, dis 'n Moses in my lewe. Ek het al 100 maal geval, maar hom Eddie bid my op. Kry vir jou sulke vriende en mense in jou lewe. Dis waarom hom Eddie vandag nog die werk en hom Eddie sal by Lewensentrum bly tot die dag wat hy doodgaan en Tannie Hilda en hulle gaan by ons bly. Hoekom? Hy's daai vriend vir my. Hy's daai Aaron, hy's daai Hur wat as ek down en moeg en klaar is, dat hy my arms op. Mense, kry vir jou sulke vriende, want die fight, Joshua, die fight maak moeg. Die lewe is hard. Die rekening moet betaal word. Die lewe is onregverdig. Mense gaan dood links, regs en om ons. Ons het Moses nodig en ons het Aarons en Hurs nodig. Nou, jy sê vir my, Andries, asseblief, ek's moeg, ek gaan dit probeer doen, ek suffer, maar help my. Hier kom die hulp. Hier kom die mooiste hulp vir jou. Hoor mooi. Jesus is jou en my Moses, Joshua en Aaron. Jy sien, ons moet dit doen en ons moet daaraan werk, maar ons gaan altyd val. Jy gaan dit hard doen en inklim en met die beste van jou vermoë doen, maar op jou beste dae, mens is ek en jy maar nog steeds mens. Op jou beste dae verloor ek. Op my beste dae kom ek kort. Op my beste dae is ek nog steeds nie waar ek moet wees nie. Ek's 'n sondaar. So op my beste dae, raai wat? Jesus is my Moses. Waar was sy hande? Vasgespijker aan 'n kruis. Sy hande het nie moeg geword omdat hulle 'n klip onder hom gesit het en na Aaron en Hur sy hande opgehou het. Sy hande het nie moeg geword nie. Hoekom nie? Want dit was vasgespijker aan 'n kruis vir jou en my. En vandag die skrif sê, vandag nog tree hy vir ons in by die Vader. Hoor wat sê die skrif, Romeine 8:34. Wie kan ons veroordeel? Wie sal sê ons is nie genoeg nie? Wie sal sê ons doen nie genoeg nie? Wie sal sê ons is nie goed genoeg, goeie mens, goeie Christen nie? Hy sê, Christus Jesus het vir ons gesterf, maar meer nog, dit is hy wat uit die dood uit opgewek is. Hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons. Jy sien, hy het posisie bo gaan omneem. En solank as wat hy vir ons intree, wen ons. Solank as wat hy langs die Vader vir my bid, wen ek. En het ek oorwinning. En al die klein oorloë hier op aarde, al die klein struggles, ek is sy Joshua. Maar weet wat die pragtigste? Hy is tot my Joshua, hy tot vir my oorwin, hy klaar vir my die doderyk oorwin, hy klaar vir my die vyand verslaan, hy klaar vir my die oorwinning. So as ek sy kind is, dan is ek net die een wat die vrug geniet van hy is my Moses, hy is my Joshua, en die bietjie wat ek moet fight hier op aarde, gee hy nog vir my al die krag wat ek nodig het, gee vir my al die oorwinning wat ek nodig het, en hy maak my hande sterk, die bietjie wat ek moet doen, en die bietjie wat ek my hande moet in die lig hou, is hy my voorbeeld, en hy doen dit vir my. En hy is my Aaron, en hy is my Hur, hy is my vriend. Hoor wat sê Spreuke 18:24, en hiermee maak ons klaar. Vriende kan mekaar verwoes. Daar kan ook 'n vriend wees, wat nader aan jou is, as jou eie broer. Wie is daai vriend? Dis Jesus. Mense, as jy voel hierdie lewe is hard, jy is Joshua en jy is in 'n oorlog, en Amalek slaan vir jou hard, of jy man is en of jy vrou is, maak nie saak nie. As jy pa is, of 'n oupa is, of nog net 'n jong man is in die lewe, of 'n jong dame is in die lewe, en jy voel die lewe slaan jou hard, jy het 'n Moses, jy het 'n Joshua, jy het 'n Aaron en 'n Hur, en sy naam is Jesus. En hy is bereid om jou te vat en jou te dra. Hy is bereid om jou sterk te maak. Hy is bereid om jou op te tel. As jy na hom toe kom en sê, geestelik is belangriker as die alledaags. Dis die geheim. Geestelik is belangriker. Andries,
Rarig, kan ek my hele lewe aan hom toe vertrou? Ja. Kan ek geestelik my grootste fokus maak? Ja. Kan ek my verhouding met God my hoogste prioriteit maak? Ja. Want geestelik is belangriker as die fisiese, as die alledaagse. En as jy geestelik wen, gaan jy totaal wen. Ja, jy het miskien hier 'n paar randjies gemaak, bietjie sukses, bietjie dit, bietjie dat, kinders hier, kinders daar. Maar om geestelike vrede met God te hê en die ewige lewe te hê en die ewigheid te wen saam met God, dis ultimate wen. Klein wen en verloor op aarde is tydelik. Maar om saam met hom ewig te wen, is waaroor dit gaan. So ek wil jou vra, vandag, hier op Vadersdag, wil jy nie die besluit maak nie? Geestelik, ek kies Jesus, bo alles, elke dag met my hele lewe. Ja, ek sal elke dag my eie gebede bid en verhouding met hom bou. Maar ek sal bidden deur die dag gaan. Ek sal aanhou bid. Ek gaan nie my hande laat sak nie. Ek gaan aanhou bid. Ek gaan hard werk soos Josua. Ek gaan 'n vriend wees vir my vriende en ek gaan 'n vriende in my lewe inkry wat my help om te bid en beter geestelik te wees. Maar alles gesê en gedaan. Ek weet ek gaan dit my bes gee. Maar as 'n goeie kans dat ek nog steeds gaan val en struikel in moeilike dae, dan is my staatmaker, my geheim, my secret weapon in life, my secret sauce, soos wat ons laasweek gesê het, is Jesus se hand is in my lewe. Ek kies hom. Hy is die een. Hy is my Moses, my Josua. En hy is my Aaron. So mense, ek wil dit vir julle bid vandag. As jy sit op Vadersdag en jy is bekommerd oor kinders, toekoms, geld, werk. As jy sit en jy is bekommerd oor Amalek wat aanval en seermaak en die wêreld en die lewe is hard. Jy wonder en jy stoei en jy sê, Andries, ek wens ek kan vertrou. Wil ek jou vandag sê, gaan kyk weer na Eksodus 17. Die storie, toe Moses bo op die berg gaan, sy hande in die lug, dan wen hulle. Sy hande sak, dan verloor hulle. Jy verloor dalk, omdat geestelik nie jou grootste fokus is nie. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vandag Vadersdag, vir ons al die vaders eer, maar ek eer alle mense, alle mans en vroues, wat die Here voluit wil dien, en hierdie vraag vra, maar is dit die moeite werd, om geestelik so hard te werk, geestelik energie in te sit, geestelik my arms in die lug te hou, is dit die moeite werd, want hier op aarde, die werk, die rand en sent, die bankrekening, dit praat so hard, dit skree so hard, die kinders, die lewe, die gejaag, dit skree so hard, ek hoor amper nie my geestelike lewe nie, vandag wil ek het weer kliphard skree, as gees wen, wen jy. As gees wen, as die arms omhoog is, dan wen Josua onder in die oorlog. Here, maak ons geloof sterk vandag om te weet, geestelike lewe is die belangrikste lewe. En dan, Here, dankie vir Jesus. Jesus wat my Moses is. Jesus wat my Josua is. Jesus wat my weg en waarheid en lewe is. My beste vriend is. Jesus wat vir my al my swakhede en tekortkome tegemoet kom. Jesus wat vir my sy arms in die lug gehou het op die kruis en vir my gesterf het en die prys betaal het. En Jesus is vandag my oorwinning. En Here, daarom geestelik vertrou ek eerste op Jesus. En daai vertroue vat ek in my alledagse lewe in. Dankie daarvoor, Here. Net soos wat Moses gesê het, hy bou 'n altaar en hy sit 'n teken op en sê, God is my banier. Wat ek bereik ek in die gees deur God. God is my teken. God is my signal, my sign of the universe. Ek wys vir mense, ek is alles deur God. Nie ek nie, deur God. Dankie daarvoor, Here, seën vandag almal wat kies om Jesus, hulle Moses, hulle Josua, hulle Aaron te maak. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Baie dankie, liewe vriende. Ek glo, ek hoop en vertrou die boodskap maak sin vir jou. Is iets wat jy kan saamvat, is iets waaraan jy kan gaan werk. So ek gee oor aan die span. Hulle gaan julle verder vat hier op Vadersdag. Die Here seën julle. Mag julle 'n lekker dag hê. Als van die beste.